Anna Patat, welkom terug op my YouTube blad. Dames en die here, die bietjie wat daar is wat my volg, is nie 'n vreeslike intro video nie, julle ken die drill. Weereens ek vra vroegtydig om verskoning. Ek het 'n 4-poot kind wat hier om my beweeg en blaf als wat leef en beef. So verskoon maar, ek het nie die hart om hom agter 'n deur toe te maak nie. Okay, so as julle die post gelees het wat julle gebring het tot hier, sal julle sien dat ons die Sunburst Granny Square maak. Dis jou basiese gewone kortbeen, langbeen, single crochet, double crochet. Die spesiale of special stitches in hierdie geval is jou puff stitch en jou cluster. Ek gaan wel in die video onder 'n stap vir stap description ook sien, sodat julle, as die video dalk te vinnig is of het maak nie mooi sin nie, dan kan jy net onder aan die video die comments lees vir 'n puff stitch en 'n cluster stitch. Right, jy kan enige wol gebruik en natuurlik die hikkelpen wat daarmee gepaard gaan. Ek gebruik weer eens vandag my Anna Patat double knit gade. My go-to is altyd 'n 3 of 'n 3,5 pen. As jy gewone wol gebruik, sal ek 'n nommer 4 of 'n 4.5 voorstel, maar dit hang ook van elke ou af hoe jou spanning is. Right, ons gaan begin. Ek gaan nie 'n magic circle doen vandag nie. Ek verstaan daar's 'n paar van julle, of meeste van julle wat nog bietjie sukkel met hom. Ek beloof ek sal binnekort 'n spesiale video maak net vir die magic circle. So ons gaan begin. My binnekant van my Sunburst Granny Square gaan ek oranje maak. So ek gaan begin nie met 'n magic circle nie. Jy kan 'n magic circle maak as jy weet hoe. Maar ek kyk nou vir diegene wat nie weet hoe nie. Right. So jou eerste stap gaan wees 'n magic circle of 2 kettingsteke in hierdie geval. Dis jou glipsteek, gewone skuifknip. 1, 2 kettingsteke. In my tweede kettingsteek gaan ek 16 langbene maak, of 16 double crochets. 1, 2, 3, ek is seker julle vang wat ek hier doen, so gans lank aan en maak seker jy het 16 van hulle daarin. Ek gaan gou my count double check. Jammer vir die squeak geluid. Is 'n lang dag, dis warm. Dis Suid-Afrika, so my hande is iets wat nat gesweet. So as jy 2 kettingsteke maak in plaas van 'n magic circle, gaan jy altyd daai gaatjie in die middel hê. Wat lekker is van die magic circle is jy trek dan jou stert styf en hy maak die steek toe. Okay, so my manier vir maklik tel is om agteruit te tel. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16. So 16 lang bene wat jou binnekant gaan maak. Nou gaan ons 'n color change doen. Daar's al 100 verskillende maniere, daar is nie reg of verkeerd nie. My manier, my volgende kleur is natuurlik geel, so ek hou daarvan om die lengte van my pen af te knip. Ek maak dan, julle sal oplet, ek verander my kleur voor ek glipsteek, of voor ek slipstitch op my sirkel toe te maak. Dit maak net vir 'n egalige color change, en dan sien jy nie noodwendig die knopies nie. So, my volgende kleur, ek doen die magic knot, maar jy kan jou kleure heg net soos wat jy wil.
Moenie skrik vir die magic knot nie, ek sal 'n video vir hom ook doen. So daar's my magic knot. Daar sy. Dis my magic knot vir color change. En nou maak ek my sirkel toe en om dit te doen moet ek glipsteek in my eerste langbeen, slip stitch into first double crochet en daar is my eerste ronde klaar. Right, nou om met die tweede ronde te begin, gaan ons met die geel, ek kom net hier aanwerk, gaan ons begin met 1 kettingsteek. Dan gaan ons die puff stitch maak. So die puff stitch is ook 'n maklike, dis soos 'n lang been of 'n double crochet, maar 7 van hulle wat ons dan gaan saamtrek. So in daai selfe gaatjie daar, puff stitch. So om te puff stitch gaan ons yarn over, insert, pull up a loop. Ons gaan dit doen tot daar 7 van hierdie loops op my pen is. Insert, pull up a loop. So nou sit ons met 5, yarn over, insert, pull up loop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 van hulle, dan yarn over, trek deur al 7 en 1 kettingsteek om hom te secure. Right, het julle hom? Ons gaan dit nou doen nog 15 keer, met ander woorde 1 puff stitch en 'n kettingsteek in elke lang been reg rondom. Julle kan vinniger gaan, julle kan stadiger gaan. I will meet you at the end.
Ja, hallo Guinness. Nee, daar's niks fout met sy stem nie. Die spesiale kind is so gebore. Right. Ek eindig met 'n kettingsteek. Ek het 16 puff stitches reg rondom, elkeen met 'n kettingsteek tussenin. So nou natuurlik voor ek my ronde toemaak, gaan ek eers my color change doen. Ek gaan nou na groen toe. Nadat ek gecolor change het, gaan ek slip in my eerste steek. Okay, Fetty. Dit wys net ek is 'n human en ek is nie 'n robot nie, né? Okay. So groen is volgende op ons. Ek doen dit weer met 'n magic knot. Jy kan altyd net jou klere optel, jy hoef nie te knoop nie. Maar as jy is soos ek en meeste van die res van die wêreld, ons hou nie daarvan om 5000 punte weg te werk as 'n projek amper klaar is nie. Of is ek die enigste spesiale een wat so voel? Right. Right, nou gaan ons glipsteek in die eerste, nie in die eerste steek nie, in die eerste chain space. So ons gaan hom lekker ver vat in daai spasie in, en ons gaan daar slip. Daar is my eerste ronde, en tweede ronde. Okay, ronde 3. Sit geglip, nuwe kleur, ons sit 2 kettingsteke op. Dan gaan ons nou 'n cluster doen, maar dis eintlik net 'n partial cluster. Dis net om jou ry mee te begin. Om 'n partial cluster te doen, ons gaan dit nou in hierdie selfe gaatjie inwerk, gaan ons yarn over of slaandraad ompen, insert, pull up 'n loop, trek deur 2. Om, in, op, yarn over, trek deur 2, om, in, op, trek deur 2, en nog, dis 'n partial cluster, met ander woorde, 1, 2, 3, 4 steke op jou pen, met 'n yarn over, waar jy alles trek, dan 'n gewone cluster in die volgende spasie. Julle het gesien dat ek hom net toemaak met 'n kettingsteek, noot belangrik. Yarn over, so 'n cluster, julle weet met die volgendes, met die vorige ry het ons gepaf, en daar was 7 steke op, nou doen ons net cluster maar met 5. So die popcorn het 7 steke op die pen gehad. Die cluster het julle gesien, ons yarn over, insert, draw up a loop en trek hom deur 2. Die puff stitch het ons nie deur 2 getrek nie, ons het almal gedoen en in toe deur 7 getrek. So in hierdie geval, dit was nou jou, basically jou, hulle noem dit 'n partial cluster, omdat dit ook nie 'n volledige een is nie. Want ons het 4 loops op die hoek gehad. Nou gaan ons dit weer doen in elke chain 1 spasie. Maar ons gaan 'n vol cluster doen. Met ander woorde, nie net 4 steke op nie, maar 5 steke op die pen, wat ons dan toemaak met 'n lang been. So yarn over, pull through 2, yarn over, insert, pull up a loop, yarn over, pull through 2. Nou staan 3 op my pen. Yarn over, insert, pull up a loop, yarn over, pull through 2. Nou is daar 4. Nog een keer, yarn over, insert, pull up a loop, yarn over, pull through 2. En nou is daar 5 steekies op my pen. Yarn over, en ons trek dit deur al 5, en ons maak hom toe met 'n kettingsteek. Ek gaan julle 'n oombliekie gee om net by my uit te kom. Right, so ons gaan hierdie cluster stitch nou, soos 'n cluster plus 'n ketting, herhaal nog 14 keer, want hier is klaar 2. So in elke chain 1 space reg rondom. Go right ahead, I will meet you at the end.
Ek het baie mense wat 'n bespotting maak van my met my wysvinger wat so in die lug staan. Dis blykbaar nie normaal nie. Wel, in my persoonlike opinie is niks normaal nie. As jou werk lyk soos my werk en my werk lyk soos jou werk, dan maak dit nie saak hoe ons by die eindresultaat uitgekom het nie. As jy hom oor jou skouer wil gooi en deur jou groot toon hak en dis jou gemaklik in jou hand voel natuurlik, dan doen jy dit. So ons is nou by ons laaste enetjie. Ons laaste cluster. En daar's 5 op my pen. Ketting steek. En natuurlik, ons gaan nou slip daarin, maar voor ons slip, gaan ek eers kleur verander. Net 'n note, almal se spanning is anders. Katoen is lekker want hy gee lekker mee. So as jy voel hy krul bietjie op, tak en trek net so bietjie aan hom. Wat jy ook kan doen is, in plaas van as jy jou cluster gemaak het, neem maak hom toe met 'n kettingsteek, om nog 'n kettingsteek tussenin te sit. Ek is nie 'n groot fan daarvan nie, want dan raak my gaps vir my te groot, maar dis persoonlike keuse. OK, so ons gaan nou kleur verander. Weereens, ek hou van die lengte van my pen. En ek gaan nou my laaste kleur gebruik, wat blou is. Ons voor hierdie ouetjie ons onnodig irriteer. OK, ek maak weer 'n magic knot. Dit is dalk presies wat ek moet doen. Ek dink die volgende video gaan ek vir julle 'n magic knot en 'n magic circle mooi stap vir stap stadig verduidelik. Dit maak die lewe net so bietjie makliker. Mens moet hom 1 of 2, soms 5 keer oefen voor mens hom reg kry. Maar as jy hom eers reg het, believe me, you will thank me for it later. Daar is my magic knot. OK, so ek gaan nou glipsteek of slip stitch in my eerste cluster. OK, so die slim mense, notch, notch, wink, wink, heg nou gewoonlik hier af, want ons volgende ry vereis dat ons hier begin werk. Maar hierdie meisie hou van compromise, so wat ek dan doen is, ek glipsteek in die back loop, slip stitch in the back loop, en in daai spasie, hoekom sal ek nou afwerk en weer knoop en, I mean, right, rond 'n 4, ons gaan sommer met dis nou hier waar ons, die sirkel gaan nou verander in 'n vierkant in, so ons begin met die eerste hoek van die vierkant, en dis 3 kettingsteke, wat tel as 'n treble. Vir die wat nie weet nie, ek hekel in Amerikaanse terme. Jy kry Amerikaanse terme en UK, Engelse. Maar meeste van ons Suid-Afrikaners hekel op Amerikaanse of American terms. Met ander woorde, 'n double crochet is 'n lang been, 'n single crochet is 'n kort been, 'n treble is 'n treble. You catch my drift. Okay, so ons het begin met 3 kettingsteke wat gelykstaande is aan 'n treble. En dan in dieselfde gat gaan ek nou 2 trebles maak. 1, 2, trek deur 2, trek deur 2, trek deur 2. Ek dink die regte terme is 'n 3-slag langbeen, as jy nou wil tegnies raak. En ek gaan dit nog 'n keer doen. 1, 2 keer om die pen, op, trek deur 2, trek deur 2 en trek deur 2. Dan gaan ons 2 kettingsteke maak. Dit vorm die hoek van my vierkant. En in dieselfde gat maak ons nou 3 trebles. Trek deur 1, trek deur 1, trek deur 1. Nog 2 keer. 1, 2, 3. Laaste keer. 2 keer om die pen. 1, 2, 3. Dit lyk dalk nou nog nie so nie vir die wat nou nog nie van tevore 'n sirkel met 'n granny square gehekel het nie, of 'n granny square met 'n sirkel gehekel het nie. Dis ons eerste hoek van ons vierkant. Right.
Nou, in jou volgende spasie, wat natuurlik hier is, gaan jy 3 lang bene hekel. 3 double crochets. 1, 2 en 3. Dan in jou volgende enetjie, met dan oor die middel van die kant, gaan jy 3 halwe lang bene maak. Is 3 half double crochets. 1, 2, 3. En dan weer 3 lang bene in die volgende spasie. 1, 2, 3. En nou in die volgende spasie gaan ons weer 'n hoek doen. So om 'n hoek te doen is 3 trebles, 2 chains, 3 trebles. 1, 2, 3 trebles, 2 kettinge en weer 3 trebles in dieselfde gat, want ons is besig met 'n hoek. 1, 2, 3 trebles. En daar het jy jou tweede hoek gevorm. Ek hoop julle kan al sien, die vorm 'n vierkant. So you will be repeating this, hierdie, hier en hier. My sirkeltjie gaan nou plat lê as ek omgegaan het, hoor, moet nie bekommer nie. So in jou volgende spasie, gaan jy nou weer 3 lang bene, 3 halwe lang bene, 3 lang bene en weer 'n hoek. And you will repeat that right around. Ek ontmoet julle nou op die einde. Right, so ek het 1, 2, 3, 4 hoeke oor. Gaan nou my laaste sy doen. Daar's my treble, chain, 2 treble. So in my volgende spasie gaan ek 3 lang bene maak. 1, 2, 3. Dan 3 halwe lang bene. 1, 2, 3. En in my laaste spasie 3 lang bene. 1, 2 en 3. Om die ronde te voltooi en toe te maak, gaan ek glipsteek of slip stitch. Ons het begin met 3 kettingsteek as julle reg onthou. So ek gaan nou glipsteek in my derde kettingsteek. 1, 2, 3. So glipsteek. There we go. My manier om 'n square af te eindig of enige werk af te eindig is om 2 kettings te maak. En dan so plus minus 10 cm af te knip. Dan trek ek my loopie, tel hom op en ek skuif my knoopie af tot onderteen aan. En dan speel ek so 'n bietjie tug of war, want ons is mense en nie masjiene nie. Dames en here, daar is julle Sunburst Granny Square. Dit was eenvoudig genoeg. Lewer asseblief kommentaar hieronder as julle voel ek het iets verkeerd gedoen of ek iets dalk makliker of stadiger moet verduidelik. Ek is maklik. Kom môre gerus terug, want dan wys ek vir julle hoe om 'n magic circle te doen waar jy nie daai gaatjie in die middel kry. Daar's niks fout met hierdie, my verkeerd verstaan. Dis nie reg of verkeerd nie. Jy kan dit op hierdie manier doen. Dis nou maar net persoonlik, as jy nie hou van daai gaatjie in die middel soos ek nie, dan doen jy die magic circle sodat hy kan toeknoop. En dan gaan ek ook vir julle wys hoe om 'n magic knot te doen as jy kleur van gare verander. Thank you for watching. Please give me a thumbs up en 'n follow. Dit sal waardeer word. Tot volgende keer.